Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis met die Bybel in 1 jaar span. Ons sluit af met Johannes 21, hierdie jaar en ook die boek van Johannes. En belangrik, onthou, Johannes het hierdie boek geskryf sodat elkeen individueel 'n keuse maak. Waar staan ek en jy rondom Jesus Christus en met Jesus Christus? Kort opsomming. Na Jesus se opstanding uit die dood verskyn hy weer eens aan sy disippels by die see van Tiberias. Hulle vang die nagvis sonder enige sukses, maar die oggend lei Jesus hulle weer eens na 'n groot vangs. Dit herinner ons aan wat in die begin gebeur het toe Jesus vir Petrus geroep het. En ons sien in hierdie deel dat Jesus vir Petrus wat hom verloon het kom herstel en bevestig in sy roeping om die kerk, die bruidskerk te voed, ondanks sy verraad van Jesus. Jesus wys dan ook vir ons dat daar 'n prys is vir ons om hom te dien, en dat ons fokus ons eie verhouding met hom moet wees en nie hoe ander gelowiges hom dien nie. En dan eindig Johannes met 'n bevestiging van die egtheid van sy getuienis. Net 'n paar losgedagtes aangaande die skrifgedeelte. Die deel is net te lank om in detail in alles in te gaan wat daar is, en dit is 'n baie ryk gedeelte. In verse 1 tot 3 sien ons dat Jesus sy disippels in hulle gewone situasie ontmoet. Hulle het teruggegaan na hulle ou werk toe by die see, vis te vang. En ons sien dat God werk in die alledaagse, nie net in dramatiese oomblikke nie. Ons is nie besig met smoke and mirrors nie. Ons kan net doen wat ons hand vind om te doen en dit goed doen. Die Here sal ons daar ontmoet. En dan sien ons ook hier in verse 4 tot 11 dat Jesus bring voorsiening in oorvloed. Hy gee 'n groot vangs nadat hulle sonder hom gesukkel het die nag. Dit laat my dink aan Filippense 4 vers 19, wat dui dat God aan al ons behoeftes voorsien. Ek dink ook hierdie buitengewone groot vangs en die feit dat dit die net nie geskeur het nie, dui op 'n wonderwerk en herinner Petrus aan hoe hy geroep is in Lukas 5 vers 11, waar 'n soortgelyke wonderwerk plaasgevind het, toe hulle die net aan die ander kant van die skei moes gooi. Nou, ek neem hieruit iets van, wanneer jy Jesus dien in jou werk, dan word dit wat jy insit geseën. Hulle moes nie net gooi, God het voorsien vir die vis. En natuurlik is daar dieper betekenis van die skape, die oes wat moet inkom, vissers van mense. Maar God seën my in jou werk. Dit wat jou hand vind om te doen, doen dit na die beste van jou vermoë, in geloof en in liefde vir die Here en jou medemens. Ons sien in verse 15 tot 17 dat Jesus ook ons herstel wat gefaal het. Petrus het hom verloon. Hy het hom 3 keer verloon die nag van sy kruisiging. En Jesus vra vir hom 3 keer, het jy my lief? En Petrus word 'n wonderlike geleentheid gegee op volkome herstel. Dit laat my werklik net weer terugdink aan Johannes 10, waar vers 11, as ek reg onthou, waar Jesus sê, hy is die goeie herder, hy gee sy lewe vir die skape, soos hy ook vir Petrus gedoen het, en vir my en vir jou. God gee vir my en jou tweede kanse, om met hom te versoen, selfs na groot mislukkings, groot sonde. As ons as gelowiges moet egter kies om weer op te staan en deur Jesus Christus met vrymoedigheid na Vader God se genade troon te gaan en nie toe te laat dat ons vasval in selfverwyte, condemnation nie. Dis waar die vyand ons wil hê. God wil ons vry en genees. Hy wil ons vrymaak en genees in en deur Jesus Christus, sodat ons hom kan lief hê en dien. Ek sien ook dat Jesus in verse 18 tot 19 die pad vir Petrus uitwys, wat se pad hy gaan stap, wat een van opoffering en lyding is. En Jesus het gesê in Lukas 9 vers 23, ons elke gelowige, neem jou kruis op, volg hom. Ware disippelskap vra lojaliteit en gaan opofferings ver van ons. Maar onthou, God se plan en roeping gaan verder as my en jou, wat ons sien, dink of kan droom, en as ons eie vermoë en beperkinge. Selfs na Petrus Jesus so verloon het,
En selfs ten spyte van sy menslike tekortkominge, beveel Jesus dat hy voortgaan met die werk. Jesaja 55 vers 8 tot 9 word vir my hier waar. God se gedagtes en planne is baie hoër as ons in. Ons verlede bepaal nie ons toekoms in God se plan nie. Kom ons oorweeg bidend vandag. Laat ek God toe om te werk in my alledaagse lewe. Doen ek dit wat ek my hand vind om te doen na die beste van my vermoë tot sy eer. Tweedens, aanvaar ek Jesus se versoening en 'n tweede kans wat hy my bied, waar ek gefaal het, as ek gesondig het. Jesus roep ons terug in sy diens. Kom, ons gaan terug na hom toe. 2 Korintiërs 5 vers 17 herinner ons, in Christus is alles nuut. Ek en jy, as ons teruggaan, word nuut in Jesus Christus. Kom ons volg hom in gehoorsaamheid en in oorwinning. Dan kom ons leef in gehoorsaamheid, selfs al is dit moeilik, terwyl ons ons fokus op God se roeping hou. Want om hom te volg vra loyaliteit en soms opoffering. Ons moenie dat ons verlede of waar ons geval het, ons van sy werk weerhou nie. Romeine 8 vers 28 sê die Here, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Kom ons, omdat ons weet God sê hy het ons lief, kom ons hê hom terug lief, kom ons gehoorsaam hom en ons doen die werk wat hy vir ons gee. Hy sal ons lei en seën tot die uitbou van sy koninkryk. Groete en seënwense vir jou.